Groete familie, u is weer eens gegroet in die naam van die Here Jesus Christus. Is 'n wonderlike voorreg vandag uit die hand van die Here uit om weer eens met julle te vergader rondom die woord van die Here. Ek wil preek oor 'n titel, ek sal uitkom. Ek gaan preek, ek sal uitkom. Ja, hoor my mooi, ek sal uitkom. Die Bybel sê in die boeke van Johannes 11 vers 40, Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo sal jy die heerlikheid van God sien nie. Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê, en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank u dat u my verhoor het. En ek het geweet dat u my altyd verhoor, maar terwille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat u my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, het met 'n groot stem geroep, Lazarus kom uit, en die oorledene het uitgekom aan hande en voete, sy het grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek, en Jesus sê vir hulle, maak hom los, en laat hom gaan. Ek wil praat vandag oor hierdie onderwerp, ek sal uitkom. Ek wil met iemand praat vandag, deur iemand te bemoedig, deur iemand te sê, ek sal uitkom. Sê vir jouself, ek sal uitkom. Die Bybel sê, die een wie die Here baie voor lief was, die naam Lazarus. Die naam Lazarus, die Bybel sê dat die een wie die Here baie lief het, is siek. En die Lazarus het afgesterwe. En terwyl Lazarus afsterwe, was Martha en Maria bekommerd oor wat gaan nou gebeur, wat 'n kant toe om te gaan in die lewe. Wanneer dood plaasvind in familie se lewe, dan bring dood mense op 'n kruispunt en dood maak dat mense van balans afgaan. Die woord van die Here sê dat die Here het gekom om lewe te gee en lewe in oorvloed. Hier is Martha en Maria. Dit maak nie saak hoe sterk ek as 'n man en 'n vrou van die Here is nie. Wanneer dood in 'n mens se lewe kom, dan voel dit vir ons asof ons swak is. Maar ons moet verstaan dat die woord van die Here sê, in ons swakheid word God se krag volbring. Wanneer dood van 'n geliefde kom, wanneer ons nie skryf van iemand wat gesterwe het, 'n familielid, en ons was nie baie close aan die familielid, die voel ons ook teleurgestel en ons voel ook seer, maar wanneer die dood klop aan jou hart se deur, en dan voel dit vir jou asof jou wêreld ineen gestort het. Ons moet verstaan, familie en vriende, ons lewe in 'n tyd in familie waar ons het te doen met gevoelens. Ons verstaan hoe baie mense sal sê dat die Here het gesterwe vir ons sondes wat reg is. Die Here het aan die kruis gesterf, is reg. Die Here het opgestaan vir ons, is reg. Dieselfde gees wat in die Here, wat in hom was, is in ons. Dieselfde gees wat hom uit die dood het laat opwek het, is in ons. Maar wanneer dood kom in ek en u se lewe, ons is mens familie, ons is mens, ons het gevoelens, wanneer dood klop aan ek en u se deur, ek preek nie dood nie, ek preek lewe, want Jesus het gekom om lewe te gee. En wanneer dood kom en klop aan jou deur, en dood het aangekom in jou lewe, dan voel ek en u dat ons lewe tot stilstand gekom het. Hy kom vandag naar iemand te sê dat die woord van die Here sê, jy sal uitkom. Die Bybel sê dat die Here het vir Lazarus uit die doodheid laat op. Hy het hom uit die doodheid geroep, en hy kom vandag. Maak nie saak hoe donker jou omstandighede is nie, waar jou huwelik self is vandag nie, miskien by 'n begrafplaas, jy is dalk fisies hier, maar jy voel al dood, maar die Here kom vandag deur sy woord, en hy gee jou lewe. Ek kom spreek vandag 'n woord oor jou lewe. Jy sal lewe, jy sal uitkom, jou familie gaan uitkom, jou kinders gaan uitkom, jou gesin gaan uitkom, jy sal uitkom. Maak nie saak wat die vyand probeer in jou lewe om jou stop te sit nie, om jou mond toe te maak nie. Hy maak nie saak hoe die vyand probeer om jou voor die tyd na jou graf toe te stuur
hier nie. Die duiwel is 'n leienaar. Hy wat die goeie in jou begin het, sal nie stop alvorens hy dit na vore bring nie. En hier het Martha en Maria en Lazarus hulle het God geken in die opstandingskrag van die Here. Hulle het geweet hoe die Here operate. Hulle het God se krag gesien. Hulle het gesien hoe hy genees, hoe hy gesond maak, hoe hy mense se lewens verander. Maar nou kom die dode in Martha en Maria se lewe en hulle vergeet wie hulle dien, wie hulle aanbid. Ek kom vandag in opstand teen elke gees wat ons mense aan sy geloof af wil beroof, wanneer dood in sy lewe inkom om mense te probeer van sy geloof af wegneem. Die duiwel is 'n leienaar. God sal alles vir ons doen. Dieselfde God wat met Moses was, is dieselfde God wat met ons is. En nou sit Martha en Maria met hulle hande in hulle hare en hulle wonder nou, wat gaan nou gebeur? Maar die duiwel is 'n leienaar. Die Here het in afwagting staan die Here gereed. Die Here het aan afwagting, hy staan gereed. Hy sien alles, hy hou alles dop. En nou sê die Here, nou moet ek 'n bietjie nader staan. En toe stap God nader. En Martha en Maria, hulle hoor nou dat die Here is hier. Die Bybel sê die Here het 4 dae gevat voordat hy kom. En toe hy kom, het hulle Lazarus begrawe. Hulle het Lazarus toegemaak met doeke om. Daar's baie mense in vandag se tyd wat jou wil toemaak met doeke, wat jou probeer vat na sangomas toe, wat wil hê jy moet nêrens kom in die lewe nie, wat 'n woord van dood oor jou spreek. Maar ek kom vandag in die naam van Jesus Christus en ons kanselleer elke dood oor jou lewe, elke dood oor jou familie, dood oor jou finansies, dood oor jou roeping, dood oor jou werk, dood oor jou huwelike. Ons sny dit af, ons kanselleer dit en ons sit die bloed van Jesus Christus. Ons spreek lewe, lewe in oorvloed oor jou lewe, oor jou familie. Ons bring die kruis vandag na elke huisgesin toe. Die kruis voor jou, die kruis agter jou, die kruis onder jou, die kruis bo jou, die kruis langs jou, die kruis agter jou. Ons bring die kruis na die Here toe. Toe die Here kom oor Martha en Maria, dat die Here is hier en hulle sê, Here, as u hier gewees het, sou my broer geleef het. Die blame game kom in. Ek sny af vandag elke gees wat die Here wil blameer vir die dinge waardeur ons gaan. Ek sny dit af. Ek kanselleer dit in die naam van Jesus Christus. Die Here is nie te laat nie. Die Here se tyd is nooit te laat nie. Die Here was op tyd. Vir mense het gelyk asof die Here op tyd is nie. Die Here daag nie op om mense te sien doodgaan nie. Die Here daag op om dooies lewendig te maak. Martha en Maria het dalk verwag dat God moet opdaag om te sien hoe Lazarus sterwe, hoe Lazarus sy laaste asem uitblaas. Maar God daag op toe's die dood gekom het. Maar God was daar toe Lazarus sy asem uitblaas, maar toe kom daar God op, toe hulle in 'n situasie is, toe kom die Here, wanneer dinge veel deur mekaar is, wanneer dinge moeilik is, wanneer alles vir jou voel, dat jy wil opgee, toe daag God op. Die Here daag vandag op in jou stryd, in jou probleme. God daag op en hulle sê, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterwe dit nie, maar die duiwel is 'n leienaar. En die Here sê, nou hoor wat sê hy vir hulle. In vers 40 sê hy,
Het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. Die Here wil net hê, jy moet glo, so jy die heerlikheid van God kan sien. Jy het nie nodig om te werk nie. Geloof is 'n vaste vertroue op dit wat ek hoop, 'n bewys van dit wat ek nie sien nie. Die Bybel sê, Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. En Jesus sê vir hulle, neem die steen weg waar die oorledene lê. Hulle wat jou vasgemaak het, hulle wat jou toegemaak het, hulle wat jou toegedraai het, hulle wat jou gaan begrawe het, hulle wat jou in die steek gelaat het. Die Here sê aan hulle, gaan maal die steen weg wat voor sy graf lê. Die Here sê, kom wys my waar Lazarus lê. Die Here kom vandag deur die woord en hy sê vir elke Suid-Afrikaner, elke familielid, kom wys die Here waar jou man uit die huwelik gestap het. Kom wys die Here waar jou vrou uit die huwelik gestap het. Kom wys die Here waar jou persone siek geraak het. Kom wys die Here waar jou kinders vasgevang was in alkohol en tik, waar dit begin het en waar jy dit gelos het. Want die Bybel sê, toe gaan wys hulle, Here, toe's daar 'n klip voor die graf van Lazarus, maar ek kom vandag en ek sê, jy sal uitkom, jou familie sal uitkom. Vir mense mag dit dalk voel dis te laat, maar vir die Here is dit nooit te laat nie. Ek maak los vandag 'n begin van 'n nuwe lewe vir jou, 'n begin van 'n nuwe seisoen vir jou. Die Here sê, maak gooi, vat die klip weg, en hy roep met 'n harde stem uit, Lazarus kom uit. Ons roep elke tik verslaafde uit, ons roep elke gang uit, ons roep elke afvallige siel, roep ons tot orde, en ons roep jou op jou naam, en jy sal die stem van die Here hoor. Ek maak dit los vandag oor elke kyker, dat jy die stem van die Here nie sal mis in jou seisoen om uit te kom nie. Dit is jou seisoen om uit te kom. En die Bybel sê, hy roep met 'n harde stem, Lazarus kom uit. En toe kom Lazarus uit, sê die woord van die Here. Hande vas, voete vas. Hy was gebind. Maak nie saak hoe gebind jy was nie. Jy kom uitgejump. Jy hardloop uit. Jy spring uit. En toe jy uitkom, want dis die woord van die Here wat jou uit die omstandighede uitroep. As wel my stem wat sê kom uit, maar as God se gees wat jou uitroep, uit jou omstandighede uit jou graf uit jou verlede uit, hoor die woord van die Here kom uit. Noem jou familie se naam, noem jou kind se naam, jou probleemkind, jou probleemman se naam, roep hom uit die graf uit. Toe hy uitkom, het hulle hom nie gehelp opstaan uit die graf uit nie. Die engele van die Here was gereed om Lazarus uit die graf uit te bring. God release sy engele reg rondom Suid-Afrika om elke persoon wat in 'n graf is, wat toegedraai is, wat gebind is, haal hy uit die graf uit. En die Here roep jou vandag en hy sê, kom uit met 'n harde stem, kom uit. En nou kom jy uit. Iemand sê, ek kom uit. Vandag kom ek uit. Genoeg is genoeg. My familie kom uit. Ek kom uit met my gesondheid. Ek kom uit met my verlossing. Ek kom uit met my deurbraak. Ek kom uit met my genesing. Want dis nie my omstandighede wat my uitroep nie. My vriend wat my uitroep nie. My ma wat my uitroep nie. My pa wat my uitroep nie, my familie wat my uitroep nie. Dit is God self wat my uitroep. En in die doderyk hoor ek die stem van die Here. Jy mag dalk getik is, jy mag dronk is, vol alcohol is, bedwelmd is, maar hoor die woord van die Here. Die Here roep jou uit jou tiklolly uit die alcoholbottel uit. Die Here roep jou uit kokain
pyn uit. God roep jou uit vandag, meneer. Jong dame, God roep jou uit prostitusie uit. God roep jou van die strate af en die Here roep jou uit. En nou dat jy uit is jy nog gebinde en jy is nog toegemaak met doeke en jy is nog steeds toe. En die Here sê, hulle wat jou gebind het, moet jou losmaak. Ek maak los vandag. Die Here sal jou vyande oprig om jou los te maak. Hulle wat gedink het, hulle maak jou vas. Wat gedink het, hulle begrawe jou. Hulle los jou in die graf in. Die Here gee jou opdrag aan hulle, dat hulle jou sal losmaak. Jou vyande sal terugkom en jou losmaak. Duiwel, jy haal jou hande van ons mense af, jou hande van huwelike af, jou hande van ons gemeenskap af, jou hande van mense in gevangenis af. Toe hulle hom losmaak, toe sê die Here, nou kan jy huis toe gaan, maak hom los, sodat hy huis toe gaan. Die Here maak jong mense los, huwelike los, die gemeenskap los, Suid-Afrika los. Die Here maak ons land los, sodat ons kan gaan en doen waarvoor die Here ons gestuur het. Yes, die Here het Lazarus uit die dood uit geroep en hier is Lazarus lewendig. Vir Martha en Maria het het gevoel asof die Here van hulle vergeet het. Jy het gevoel asof die Here van jou vergeet het, maar hy het jou nie. Hy het jou nie vergeet nie. Ja. Hy het jou nie vergeet nie. Eina, jy kom uit vandag. Jy kom uit. Ek sien hoe families uitkom. Ek sien hoe kinders uitkom. Ek sien hoe kinders van gangsters af uitstap. Ek sien hoe kinders, jong dames uit prostitusie uitstap. Ek sien hoe hulle terugkom na die Here toe. Ek sien hoe hulle soos die verlore seun, die verlore dogter, en die Here wag met oop arms om jou te omhels. Ek sien hoe ons dorp terugkom, hoe ons land terugkom na die Here toe. Ek sien hoe hulle kom. Net daar waar jy is, dank die Here vir jou man wat terugkom, dank die Here vir jou kinders wat terugkom, dank die Here vir jou familie wat terugkom. Voor die jaar swaai 2026 sal jy uitkom. Jy sal dit maak. Hulle kan dink hulle het jou stem stil gemaak, maar jy sal dit maak. Jy sal dit maak in die lewe. Die Here weet van jou. Vader, ek kom vandag in die magtige naam van die Here Jesus Christus. Ek sê vir u, baie dankie Here vir die kans wat u ons gee op die lewe. Dankie Here vir die platform wat u ons gegee het, Here, om op Kruiskyk TV te kan wees, om te kan verkondig die woord van die Here op die platform Facebook, op YouTube ook, Here, waar ons die evangelie van u kon verkondig, Here. My gebed is nou, Here, dat u elke luisteraar wat vir die jare die ministries hierdie program geseën het, Here, is my gebed, Here, dat u hulle nooit sal verlaat nie en nooit in die steek sal laat nie. My gebed is, Here, dat hulle altyd deur sal vashou aan die suiwer woord van u, Here. Elke persoon wat ingeskakel was, Here, op hierdie program, Here, wat altyd deur die program geluister het, Here, is my gebed nou, Here, dat u hulle sal verder versterk, Here, en soos die woord uitgegaan het, Here, dat ons sal uitkom, Here, ons sal dit maak in die lewe, en ons sal nie opgee nie, ons sal nie ingee nie, ons sal deurdruk, ons sal ons geloof in u bly hou, Here, ons sal staan vir die evangelie van u, Here, en u gaan ons sterker maak, u gaan ons groter maak, want u is die God wat altyd deur voorsien, en u is die God wat deure oopmaak, en u is die God wat genees. Seën almal in die magtige naam van die Here Jesus Christus, Here, en nou wil ek die seën van die Here uitspreek, Here, op elke persoon wat ingeskakel is. Die Here sal ons seën, die Here sal ons behoed, die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn, die Here sal ons die vrede gee, die vrede wat die wêreld nie het nie. Nou mag die genade van ons Here Jesus Christus sy en bly met elkeen, en almal wat die Here op die
of die wolke verwag, sê almal eendragtig amen. Baie dankie geliefdes vir julle wat ingeskakel was by die program van Evangelist Nathan Besaidnout Ministries. Die Here seën julle. Dankie dat julle hulle tyd afgestaan het en geluister het na die woord van die Here. Stuur die boodskap vir iemand anders sodat hy ook die woord van die Here kan hoor. Die Here seën julle. Totsiens tot 'n volgende keer. Amen.